Wat 'n voorreg om die woord te kan bring vanmôre. En ek sal ook sê soos 'n vorige spreker, as jy opkom, dan weet jy nie wat bewe jou broek of jou wat ook al nie, maar dis nie altyd maklik nie. En ons dien so 'n wonderbare God en ek dink jy het klaar die tema gesien, elke asemteug. En ek wil verduidelik vanmôre het ek op daai tema gekom. Maar ek sal dit nadat ek die verse gelees het net meer in detail ingaan. En ek lees vanaf Genesis 2 vanaf vers 7 in die 53 vertaling. Hy sê en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Is dit nie awesome nie? Hy sê so het hy dan die mens 'n lewende siel gemaak. Maak ons 'n lewendige siel. Psalm 62 vers 10, net om 'n bietjie af te wyk van pastoor se 53, die 2020 vertaling. Ek sal dit seker hoor na die tyd. Net 'n asemteug is die mens. Hy sê onbetroubaar is mense. Hy sê op 'n skaal weeg hulle byna niks nie. Hy sê saam is hulle ligter as 'n asemteug. Nou wonder ek of 'n mens 'n asemteug kan weeg. Ek dink dit is moontlik nie. Ek glo nie. Maar dit is so hulle bevind, ligter as 'n asemteug. Ek lees in Job 33 vers 4. 53 vertaling. Hy sê die gees van God het my geskaap, sê hy. Hy sê en die asem van die Almagtige het my lewend gemaak. Is dit nie kosbaar nie? So 'n tydjie terug toe word ek wakker met die gedagte elke asemteug en ek loop so 'n paar dae en ek kan nie die konnotasie kry van die asemteug nie. Min weet en 'n paar dae later, toe staan ek by my ma se sterfbed en sy blaas sy laaste asem uit. En toe ek so in haar liggaam vat, toe weet ek dis nie die liggaam, maar die gees van God is reeds op. Amen. Jy sien, wanneer ons eerste asemteug gee, is Jesus by ons. Wanneer ons laaste asemteug gee, is die Vader ook by ons. Wanneer 'n baba gebore word in ons tyd so tydjie terug, dan het hulle die boutjie so 'n bietjie getik en dan gaan hy gee 'n goeie alarm af vir die ma en pa wat hulle vir 'n tydjie nog gaan hoor. Is dit so? Amen. Die wat kindertjies het, hulle sal weet. Toe vra ek vir iemand in die gemeente nou wat doen hulle vandag? Hulle mag nie meer die boude tik nie. Toe sê hy nee. Hy sê knyp hulle ore of hulle maak 'n bietjie skrik. En ek is so dankbaar hulle het my oor nie geknyp nie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie mediese raad gee. En toe ek dit lees, toe is dit vir my so kosbaar. Hulle sê wanneer ons haal baie vlak asem. En hy sê wanneer ons diep asemhaal en ons blaas dit stadig uit vir 'n paar keer. Hy sê dit dan het 3 voordele. Nou ek het dit nie regtig geweet nie. Hulle sê as jy diep asemhaal en stadig uitblaas, verlaag dit die bloeddruk vir die wat kwaad word. Hulle sê vir die ander, dit maak jou hartklop stadiger. Awesome, né? En hy sê dit verminder spierspanning. Daai een het ek nie geweet nie. Jy sien baie keer mense en hulle kry hartaanval, maar dit is nie regtig nie. Dis omdat onder hulle spanning is. En geen wonder die woord van die Here sê moenie vrees nie. Want hy het geweet as ons onder spanning is, dan het ons gesondheid is in gedrang. Jy sien ons is gewoond om swak asem te haal. So as jy bietjie dieper asemhaal, kry jy meer suurstof en daar is benefits. Nou terwyl jy daar sit, haal so 'n bietjie diep asem en blaas stadig uit. Jy hoef nie skaam te wees nie, want as die ou dit langsaan nie doen nie, dan gaan hy omval, dan is dit die prediker se skuld. So haal maar lekker diep asem, dit is voordelig. En ek kry 'n interessante statistiek. Hulle sê
Die gemiddelde mens, of die mens, se gemiddelde asemteug, elke oggend, 23.000 asemteë. So as jy in die oggend wakker word, gee die Here vir jou 23.000 asemteë. Hy sê oor 'n jaar se tyd is dit 8.409.600 asemteë. Nou kom ons sê gemiddeld 8.4 miljoen. So hang af van jou ouderdom hoe vinnig jy die som in jou kop kan maak. Maar vermenigvuldig dit met hoe oud jy is, dan weet jy hoe groot die Here se genade is. Dat hy vir jou daai asemteë gegee het. Sy genade is vir ons so groot. Jy sien, ons kan dalk 50 dae kan ons sonder kos gaan. Ek het baie respek vir ou wat 3 weke sonder kos gegaan. Die Vader weet, ek sal baie swaar kry. Hulle sê jy kan tot 7 dae sonder water bly, dan het jy probleme. Maar 'n asemteug, 'n asemhaling, suurstof wat jy inasem, 4 minute as jy gelukkig is, 5 minute, dan het jy breinskade. Dis hoe kosbaar elke asemteug van u is vanmôre. En ek wil 'n aanhaling uithaal uit Marcus Aurelius. En hy het waarlik hier so raak gevat. Hy sê, when you rise in the morning, hy sê, think of what a precious privilege it is to be alive. Hy sê, to breathe, to think, to enjoy, to love. Hy het definitief iets gebeur, daai man. Hy sê, what a special gift. Hy sê, God has implanted his very breath, sê hy, his spirit in you and me. Is dit nie kosbaar nie? Jy sien, ons kan nie besluit om skielik op te hou asemhaal nie. Dit gaan lol. Ons kan ook nie besluit ons hart het baie hard gewerk, ons parkering vir 3-4 dae nie. Jy sien, die Here het ons so outomaties gemaak. Ons haal asem, die hart klop en die suurstof word in die liggaam versprei. En ek wil nou nie tegnies raak daaroor nie, maar die Here het ons so awesome gecreate. Dit is wat hy vir ons gedoen het. En terwyl ek so sit en dink, te wonder ek, as ons nou self moes leer asemhaal met 'n masjienkie of oefeninge, wonder ek hoe sou dit met ons gegaan het. Dink jy sou so goed gegaan het nie. Maar die Here is so kosbaar dat hy kom en hy doen dit vir ons alles outomaties. Jy sien, in die kort asem het alles te doen met jou gesondheid. Wanneer ek in stres is, het dit te doen met jou asemhaling. Jy sien, ons moet bewus raak van ons asemhaling, want dit is kosbaar vir ons. En wanneer ons onder stres is, het dit 'n gesondheidsrisiko. Ons lees daar in Genesis 1 en in Genesis 30, wat so mooi is, want die Here kom en hy spreek 'n woord, en toe hy die woord spreek, toe is dit die land en die see, en hy doen verder, en hy doen die lewende wesens, wat die kruipende diere, die voëls, spreek hy 'n woord, en hy skep dit. Maar kyk wat doen die Here, omdat hy besluit het, hy maak ons dan God se beeld. Die Here kom, en hy is persoonlik by ons betrokke. Kyk wat doen die Here, hy kom en hy formeer ons uit die stof uit. Maar hy kom, in hy laaste vers in Genesis 2 vers 7, hy sê, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Hy is betrokke by ons, vandat ons gebore is. Is dit nie uniek nie? Ons is uniek geskape. En van alle skepings, sê is die mense enigstes wat verwys word, na breathing life into, of lewensasem inblaas. Sy word nie net sommer gebore nie. Hy sê, voor jy gebore is, ken hy jou. Nou wonder ek, die Here is so groot, terwyl ek daaraan dink, dat hy jou ken voordat jy nog gevorm was, voordat jy nog gebore was, het die Here jou al reeds geken. En ek lees hier in Handelinge 17 vers 25, en ou Paulus het 'n paar goed geweet. Hy sê, he supplies life and breath. Hy sê, and all things to every living being.
Let mooi op, every living being. He said, he doesn't lack a thing that we mortals could supply for him. Hy sê, for he has all things and everything he needs. Here het niks by ons nodig nie, ek is jammer om jou teleur te stel. Hy het niks by ons nodig nie. Al wat hy vra is neem my aan. Dis al wat hy vra, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Ek dink pastoor Jacques het laas Sondag dit so mooi verduidelik oor die Heilige Gees. Ek hoef niks daaroor te sê nie. Maar ons ontvang daai Heilige Gees. En jy het seker al gehoor die Jahwe, as ons asem inhaal en ons haal asem uit, is die Jahwe wat hy vir ons gee. Hulle noem dit ook die Ruach, is die wind. Hy sê of die asem of die Gees van God, die Ruach. Jy sien, dit word ook geassosieer met die Gees of met die siel. Die Here het ons so wonderlik geskep. Ons bestaan nie net uit 'n liggaam nie, maar ons bestaan uit die asem van die lewe. Is dit nie kosbaar nie? Jy sien, dit strek verder as 'n fisiese asemhaling. Dit verteenwoordig die Here se krag, sy Gees en sy ten volheid wat hy in ons geskep het. Ons lees in Johannes 22, dis 'n bekende vers waar Jesus kom. En hy kom in die bovertrek en hy kom blaas die Heilige Gees oor die disippels. Maar dit het die disippels verander vir ewig. Hulle was nooit ooit weer dieselfde gewees nie. Net soos Petrus ook nooit dieselfde was nie. Nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, toe gaan hulle met krag om die woord te bring. Jy sien, wanneer begin ons regtig in die Gees asemhaal? Wanneer ons die Heilige Gees ontvang het, begin ons in die Gees haal ons om asem. En ons laat toe dat die Heilige Gees in en deur ons werk. Jy sien, ons haal die asem van die Heilige Gees, haal ons in. En ek dink so in die Heilige Gees wat ons deurdring ons as mens. En ek dink by die Heilige Gees, as die mens na ons kyk vanmôre, do we breathe the life of God? Kan mense die Jesus in ons sien vanmôre? Vryf ons af die Heilige Gees op ander, sien hulle die verandering in ons. En toe my broer Woensdagoggend sy getuienis gee, bevestig dit wat ek oor die Heilige Gees wil sê. Baie dankie vir daai getuienis. Jy sien, die vraag is vanmôre, wat se geur gee ons af van die Heilige Gees? Wat se geur kry die ander persoon? Kan hy die Heilige Gees in ons sien? Kan hy ervaar dat die Gees van God binne in ons is? Jy sien, die Heilige Gees is so kragtig. Maar baie keer gebeur dit dat ons stukkies sondes in ons lewe inbring. En ons begin weg te beweeg van die Here af. En ons skielik voel ons nie meer die salwing nie. Skielik voel ons nie meer die Gees van God nie. En ons begin weg te dryf van die Here af. Kom ons vat die Heilige Gees vanmôre, maak 'n besluit. En sê, Here, ek wil nader en nader aan U kom, sodat ek minder en minder kan word. Here, sodat U meer en meer kan word. Because it's not about us, it's all about Jesus. It's alles oor hom. En Jesus kom en hy kom by die vyeboom. En kyk mooi, toe hy by die vyeboom kom, toe was dit nie vye tyd nie. Maar die Here kom en hy kom vervloek daai vyeboom toe hy terugkom. Maar kyk nou net. En ek wonder en ek bedink so 'n bietjie daai woord ook. Jy sien, by ons, as Jesus by ons aankom met die Heilige Gees, kom soek hy die vrug van die Gees by ons. En of dit nou tydig is en of dit nou ontydig is, kom die Here en hy kom soek die vrug by jou en by my. Wat se vrug gee ons vanmôre? Dit is die vrug van die Gees vanmôre. Raak ons ander mense aan deur die Gees van God. Jy sien, ons moet voorbereid wees. Koning Dawid is seker vir my die beste voorbeeld
Koning Dawid pas die ou skape op. En koning Dawid kom en hy sal uit die leeu verslind en die beer vernietig. Maar hy is so intens by God betrokke dat hy nie gevrees het nie, want hy het geweet die Here is met hom. Koning Dawid gaan vir sy broers kos gee. Ek dink nie koning Dawid het ooit besef dat hy 'n Goliat in die oog gaan kyk nie. Ek dink nie so nie. Koning Dawid het net gegaan om die kos te gaan gee. Dis al wat hy gedoen het. Maar toe hy daar kom en hy roep die slagoffers van God uit, toe sê hy dit is genoeg. Dis genoeg. Maar hy was voorbereid gewees vir 'n Goliat. Hy was absoluut voorbereid om in die oë te kyk en om te vernietig, want hy het 'n God gehad wat agter hom staan. Jy sien, ons moet leef deur die Heilige Gees vanmôre. Hoe voel jy vanmôre? Is jy vanmôre in totaliteit gevul met die Gees? Of is daar 'n tekort vanmôre? Jy sien 2 Timoteus 3:16, en is iemand anders in die gemeente se skuld, laat ek die Passion lees. Hy sê, every scripture has been written by the Holy Spirit. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê the breath of God. Hy sê it will empower you by its instruction. Hy sê and correction, giving you the strength. Hy sê to take the right direction. Hy sê and lead you deeper into the path of godliness. Jy sien, die Heilige Gees gaan ons direksie gee. Direction, die Heilige Gees gaan jou lei. As jy volheid van die Heilige Gees in jou is, sal die Here jou lei om die woorde te spreek wat hy wil hê. Sal hy met jou wees, sal hy jou in totaliteit omarm. Jy sien Paulus het in kontak gekom met die koning van alle konings. En toe Paulus hom langs die pad ontmoet, toe was Paulus nooit ooit weer dieselfde gewees nie. En daarom is Paulus ook onwrikbaar gewees vir die evangelie van Jesus Christus, want hy het daar iets ontvang wat hy geweet het ewigheidswaarde. Jy sien, die Here het die mag van elke liewe asem teenoor ons. En baie keer voel dit vir my, ons is nie regtig bewus daarvan nie. Jy sien, wanneer ons benoud is, dan weet die Here dit. Want jy sien, ons asemhaling gee ons weg. Jy sien, wanneer ons onder stres is, dan begin ons fokus van die Here af te haal, in plaas dat ons juis ons fokus op die Here moet plaas. Hy ken jou, want jou asemhaling gee jou weg. Jy sê in die Gees, dat die Heilige Gees vir jou help. En ek dink baie keer, ons gee fluistergebede, maar ons is nie heeltemal in kontak met die Here nie. En jy sien iemand wat vanmôre vra, hoor die Here my fluistergebed vanmôre. Hy hoor jou fluistergebed. Die Here weet alles van jou. As hy die hare op jou hoof kan tel, as hy weet voor jy gebore is, hoe intens ken die Here ons nie. Ons moet dit net glo. Jy sien, ons begin oppervlakkig asem te haal, omdat ons in angs is. Dis hoekom die Here ons waarsku en hy sê moenie. Hy sê moet nie. Hy sê moenie vrees nie, want hy weet ons het 'n gesondheidsrisiko daaraan. Want ons moet op hom vertrou teen alle tye. Jy sien, Here het in die vlees vir ons die pad kom berei. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, kyk wat gebeur. En ons weet hy het sy asem uitgeblaas, hy sê my gees ontvang die Vader, en hy het die voorhangsel geskeur. Maar kyk wat gebeur, ons kry toegang tot die Vader. Maar toe hy opstaan na 3 dae, toe kom God die Vader en hy gee sy godheid vir hom terug. Maar hy godheid wat hy terugkom ontvang uit die Heilige Gees. Dis die trooster. Die trooster is ons advokaat. En hy kom gee ons iets wat ons vir altyd en vir ewig kan hou by ons. Jy sien, die woord moedig ons aan in die psalms. Hy sê, loof die Here o my siel. Hy sê, met alles
wat in my is, loof sy heilige naam. Jy sien, wanneer ons sing tot eer en verheerliking van U naam, wil ek mooi vra. Moenie staan en jy is staties baie keer. Ek weet baie keer is ons nie lus om te sing. Ek weet die taxi het voor jou ingery. Ek weet jy het vanmôre iets gehad wat jy nie op 'n lekker plek is nie. Maar ek vra mooi vir U. Wanneer ons koöperatief sing, kom ons kom in kontak met die koning van alle konings. Die minste wat ek en U kan doen is om te loof en te prys, om lof tot hom te bring, en om in aanbidding en om te gaan. Hy sê, jy is die blydskap van die Here is ons beskutting. Ons moet alle loof, ons moet hom prys. Want jy sien, hy sê, as ons dit nie doen nie, gaan die klippe begin uitroep. En ek vertrou dat ons so sal optree, dat die Here nooit nodig het dat die klippe moet uitroep nie. Maar dat ons hom sal prys vir sy goedheid. Ons hom sal prys omdat hy vir ons lewe gee. En omdat hy vir jou 23,000 asemtee elke oggend gee, waarvoor jy hom kan dank en loof en kan prys. Jy sien ons op 'n plek vanmôre. Ons op 'n plek vanmôre wat jy besluit, gaan ek die vrug van die Gees, gaan ek dit doen? Of gaan Jesus op 'n tydige en 'n ontydige tyd kom, en ek is nie gereed nie. Ek is nie op die regte plek nie. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Kom ons kom op 'n plek waar ons weet, ons kan die Here prys en die Here aanbid soos nooit tevore nie. Want ons weet nooit wanneer ons tyd daar is. En ek weet die boodskap vanmôre is nie 'n lekker boodskap nie, maar dis die boodskap wat ek ontvang het. Ek wil graag iets baie lekkerder gebring het vanmôre, maar die boodskap is vanmôre. Maak seker dat jy vanmôre die Gees van God in jou het. Maak seker vanmôre dat jy op die regte plek is. Baie dankie Isolda. En ek gaan gevra dat hulle vir ons 'n lied sal sing vanmôre, tot eer en verheerliking van sy naam. En wanneer ons dit gaan sing, en gaan vra dat hulle eers saggies moet sing, maar dat ons vanmôre sal bietjie ons oë sluit, en ons sal intree. Want jy weet, 2025, ek weet nie wat 2025 vir u en vir my inhou nie. Daar is nog 'n tyd van 2025 wat oor is. My vraag is vanmôre, op watter plek is jy vanmôre? Jy sê vir my vanmôre, ek weet nie of jy op die regte plek is nie. Die plek is aan die voete van Jesus. Laat hy vanmôre jou deur sy Gees vul vanmôre. Laat hy jou sal deurdring vanmôre. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, is dit 'n goeie tyd. Dis 'n goeie tyd. Want Jesus kan tydig of ontydig kom, en die vraag is ons gereed? Is ons gereed vanmôre om ons ten volle reg te wees as hy kom? Jy weet nie wat voorlê vir 2025 nie. Ek weet ook nie. Ek kan ook nie vir jou sê wat in 2025 gaan gebeur nie. Maar wat ek wel weet, Jesus Christus is ons rots. Hy is ons bergvesting. Hy is die God op wie ons vertrou. Dis hy wat jou kan red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Dis hy, kom ons staan vanmôre op. Kom ons sing tot eer van die heerliking van sy naam vanmôre. Kom ons staan vanmôre op en ons hef ons hande op vanmôre. Sabayenda rabakus, sabayeta rabakus, sabayeta labasheta rabayes. Kom ons steek ons hande vanmôre op en sê, Here, dankie vir the breath of God. Here, dankie vir die Heilige Gees. Here, dankie vir the breath of God vanmôre. Here, dankie vir die goedheid en die guns wat ons het. Here, ons het vanmôre gunstige omstandighede wat ons het. Here, want U alleen weet wat 2025 vir ons inhou. Here, want ons weet nie. Is U vanmôre voel, Here, ek het U nodig vanmôre soos nog nooit tevore nie. Here, wil ek vanmôre die Heilige Gees aanvaar vanmôre. Ek wil vanmôre my hart gee. Ek voel vanmôre ek het wegbeweeg van U af.
is dit 'n tyd om vanmôre te kan kom en sê Here, ek wil vanmôre u gees net laat deurvloei in my. Here, ek wil op 'n plek wees, Vader, wat ek u kan vereer vanmôre. Here, laat the breath of God vanmôre in my sal werk. Want is hy wat vir ons die ewige lewe gaan gee. Dis hy wat the breath of God vir ons gee. Here, ons vereer u vanmôre. Ek gaan nie die diens uittrek vanmôre nie. Ek gaan hom nie uittrek nie. Hier sou predikers wees hier vanmôre, as jy vanmôre voel, Here, ek wil uitkom. Ek kom hier na vore, want hier sal iemand wees. Ek gaan dit nie uittrek nie. As jy vanmôre sê, Here, ek het U nodig soos nog nooit tevore nie, is dit 'n tyd om vanmôre te kom. En sê, I need, Lord Jesus, I need you this morning. Jy sê vanmôre, prediker, ek weet nie of ek op die regte plek is nie. Ek weet nie of ek op die regte plek is vanmôre nie. Ek weet nie of jy fluister gebede vanmôre. Here, ek weet nie of jy dit hoor nie. Die Here hoor jou fluister gebede vanmôre. Sabayet rabakus sarabayent.